Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Het julle al gehoor van Biliam in die Bybel? Ons lees vandag van Biliam en 'n donkie in Numeri 22 vers 24. Daar was eens 'n man met die naam Biliam. Hy was bekend as iemand wat met God kon praat en mense kon seën of vervloek. Eendag het 'n koning met die naam Balak vir Biliam kom vra om die Israeliete, God se volk, te vervloek. Balak was bang vir die Israeliete, want hulle was baie en hulle was sterk. God het vir Biliam gesê om nie die Israeliete te vervloek nie, want hulle was geseënd. Maar Balak het Biliam weer en weer gevra en uiteindelik het God vir Biliam toegelaat om na Balak te gaan, maar met 'n waarskuwing dat hy net moet sê wat God vir hom sê. Biliam het op sy donkie geklim en na Balak gegaan, maar op pad het iets ongeloofliks gebeur. Terwyl hulle onderweg was, het God 'n engel gestuur om hulle pad te blokkeer. Biliam het nie die engel gesien nie, maar die donkie het. Die donkie het geskrik en 3 keer probeer om uit die pad te gaan om die engel te vermy. Elke keer wanneer die donkie gestop of weggedraai het, het Biliam die donkie geslaan omdat hy nie verstaan het wat aangaan nie. Hy was kwaad en het nie besef dat die donkie eintlik sy lewe probeer red nie. Toe gebeur iets wonderlik. God het die donkie laat praat. Die donkie het vir Biliam gevra, "Hoekom slaan jy my? Het ek jou al ooit sleg behandel?" Skielik het God Biliam se oë oopgemaak en hy het die engel gesien wat met 'n swaard in die pad gestaan het. Biliam het besef dat hy verkeerd was en die engel het hom weer gewaarsku om net te sê wat God vir hom sê wanneer hy na Balak toe gaan. Toe Biliam uiteindelik by Balak aankom, het hy die Israeliete nie vervloek nie, maar eerder geseën, net soos God gesê het. Maats, wat 'n verhaal! 'n pratende donkie? Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat ons na God moet luister. Soms wil ons dinge doen wat nie reg is nie, of ons eie wil volg, maar God gee ons leiding om die regte keuses te maak. Ons moet altyd luister na wat hy vir ons sê, selfs al verstaan ons nie altyd alles nie. Tweedens moet ons respek hê vir ander en selfs vir diere. Biliam het die donkie geslaan omdat hy kwaad en gefrustreerd was, maar hy het nie besef dat die donkie eintlik sy lewe probeer red nie. Hierdie verhaal leer ons en herinner ons om respekvol te wees teenoor ander en ook teenoor diere, want ons weet nooit wat hulle dalk vir ons probeer doen of sê nie. Ons word ook herinner dat God alles sien. Al kan ons soms nie dinge sien nie, soos Biliam wat nie die engel gesien het nie, weet God altyd wat aangaan. Hy beskerm ons en hy lei ons, selfs wanneer ons nie bewus is daarvan nie. En laastens leer ons dat ons eerder mense moet seën in plaas daarvan om hulle te vervloek. Biliam het uiteindelik die Israeliete geseën in plaas daarvan om hulle te vervloek soos Balak wou gehad het. Ons moet ook kies om ander te seën en goed oor hulle te praat, eerder as om sleg te praat of om hulle sleg te behandel. Daar sy maats, onthou, God gee ons die wysheid om reg te leef en te doen wat reg is volgens sy wil, en hy sal ons altyd help om die regte pad te volg. Al kan ons nie altyd sien nie. Tot volgende keer. Totsiens!